Goeiemôre. Dit is Dinsdagoggend 2 Junie 2026 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. Eerstens herinner julle aan vanaand se superklets aand wat plaasvind hier van 7:00 vanaand af. Superklets aand dan op Dinsdag aand 2 Junie 2026 en die onderwerp is natuurlik rus en vrede Europa. Maar dis nie alwaaroor ons gaan praat nie, ons gaan oor ander faktore wat belangrik is ook praat en ongelukkig is hierdie slegs vir lede van die kanaal, aangesluite lede van die kanaal vir wie hierdie uitsending toelaatbaar sal wees. Nou ja, van al die xenofobie en dreigende optredes wat ons hoor in Suid-Afrika. Saterdag 30 Mei was een van die geoormerkte dae, daar het niks gebeur nie of nie veel gebeur nie en baie weinig sigbare proteste het oor Suid-Afrika plaasgevind. Maar wat wel daar plaasgevind het, is nogal interessant en ek speel dit gou vir julle. Kyk net bietjie in die agtergrond mense, dit is die Lesotho landvlag wat daar hang. Dit is politieke partye van Lesotho wat hier besig is om 'n klomp eise en so meer te stel. En waaroor gaan dit is die groot vraag. Hierdie proteste wat in Sasolburg in die Vrystaat plaasgevind het. Dit weerspieël 'n groep wat bymekaar gekom het, 'n groep Besothos, mense van Lesotho, wat dan na die Lesotho se LP Lepolo en sy Basotho Covenant Movement wat die teruggawe eis van grond wat hulle as historiese Basotho land beskou. Grond wat in die 19de eeu verlore gegaan het. Nou sy hele veldtog verwys na koloniale anneksasies en in 1962 Verenigde Nasies resolusie oor selfbeskikking. Protesterende hou bordjies op met slagspreuke soos Our Land Back, verwys na Lepolo se paspoortkwessies en die raamwerk as onwettige Lesotho vreemdelinge wat Suid-Afrika aanval weer klink by plaaslike spanninge oor kruisgrense migrasie, hulpbronkompetisie en historiese grensverskille tussen die twee lande. Hierdie groep het hierdie beweging gevorm daar in die Vrystaat om dit met geweld terug te neem. Suid-Afrika word aangeval terwyl die regering fokus op Suid-Afrikaners om wetsgehoorsaam te wees. Geen vreemdelinge word deur die regeringsamptenare gepla om die wette van die land na te kom nie. Dit lyk asof sommige wette net vir Suid-Afrikaners geld. En natuurlik veroorsaak dit 'n groot klomp probleme. Nou moet ek sê dat ek moet nou eers nog 'n ding op die skerm bring wat ek om een of ander rede nie opgeplaas het nie. Laat ek net gou kyk terwyl ons daar praat. Ek moes hom nou al opgebring het, maar hier is hy. Kyk 'n bietjie na wat is die gebiede wat Lesotho eis. Nou daai middelste groen kol wat daar is, dis Lesotho. Dan hierdie gedeelte aan die noordelike en westelike en effens suidelike kant van Lesotho is natuurlik die hele Vrystaat. Dan dele van die Noord-Kaap en dele, Noord-Kaap nie, van die Oos-Kaap, die noordelike gebied van die Oos-Kaap en die suidelike deel van Natal. Dit is wat deur Lesotho geëis word. Nou, daar's nou baie mense wat nie die erns van hierdie tipe situasies raak sien of dit ernstig opneem nie.
Hier praat hulle van a group of illegal Lesotho foreigners are currently forming a movement to forcefully take land in the Free State. South Africa is under attack, while the government is focusing on South Africans to be law-abiding. Dan teen die agtergrond van resolusie 1817 van 1962 is dit a landmark General Assembly decision that explicitly called for the United Kingdom to take immediate steps to return all land taken from the Basotho people and recognize Basotho land's right to self-determination and independence. Resolution 3151, 1973 reaffirmed Lesotho's inalienable right to independence and formally condemned the annexation of parts of Lesotho territory known historically as conquered territory. Met ander woorde, die United Nations sê dan ook vir Britannië in 1962 om te sorg dat Lesotho of Basotho daardie tyd hulle onafhanklikheid kry. Maar in 1973 bevestig hulle ook dan Lesotho se reg om hulle onafhanklikheid te behou en veroordeel hulle die feit dat Lesotho grond in vorige gevegte oorloë verloor het. So daar is 'n grondeis, 'n fenominale grondeis teen die hele Vrystaat, dele van die Oos-Kaap, dele van Natal en dele van Mpumalanga. En hierdie is 'n eis wat nou al hoe meer en meer op die voorgrond gebring word, al hoe meer hoe verhoudinge binne in Suid-Afrika versleg, so word hierdie eise toenemend deurgevoer en al die xenofobiese gesprekke wat gepraat word en gevoer word en dreigemente wat daar bestaan, is dit ook soos petrol op die vuur vir hierdie Lesotho inwoners. Veral daardie een party van Tshepo Lipolo, sy eise wat hy insit op die hele Vrystaat gaan nog baie interessante gevolge inhou vorentoe. Ons moet dus aanvaar mense dat dit nie 'n eenvoudige situasie is nie, maar dat dit meer ernstig is as wat mense dit afgemaak het toe dit die eerste keer ter sprake gekom het in Desember van 2022. Nou hoor jy al meer gereeld van daardie grondeise en jy kan die vraag vir jouself vra, waarvoor wag Lesotho inwoners? Hoekom voer hulle dan nie hulle grondeise nou onmiddellik uit nie? Die kans om 'n grondeis nou suksesvol deur te voer is omtrent niks. Dit sal uitloop op militêre gevegte tussen Lesotho en Suid-Afrika wat nie op hierdie stadium 'n gunstige aksie sal wees nie, en ek kan jou amper verseker dat Lesotho wag vir die ineenstorting van Suid-Afrika se wet en orde, se regeringsstelsels, se bevelskanale. En wanneer dit ineenstort, gaan hulle bloot eenvoudig hulle magte instuur om daardie gebiede wat hulle as onteenseglik Lesotho eis, gaan hulle neem. En dit sluit die hele Vrystaat tot teen en Kimberley self ook in. Dink vir jouself die geweldige effek wat dit op die grond gaan hê. Nou as ons kyk hoe ons as 'n blanke minderheid in hierdie land gedreig word, verstoot word, verwerp word, geblameer word vir alles wat fout is, dan is dit ook een van die blame
die blaammiddele wat voor ons deur gelê sal word, wat kom uit die era van kolonialisme en die era van apartheid af. En dit sal ook teen ons gebruik word. Maar die dag wanneer dinge in absolute chaos verval, moet ons optrede vanaf Lesotho in oorweging neem. En moet ons aanvaar dat daar 'n aksie sal plaasvind sonder enige weerstand van die Afrika-Unie of die Verenigde Nasies. Daar sal geen reaksie op kom nie. Ons self sal ons moet beveilig teen hierdie boonbehalwe bedreiging wat die Lesotho eise vir ons as minderheid inhou. En ons moet nie dink dit sal net eenvoudig by ons verbygaan nie. Want 90% van die blanke bevolking in Suid-Afrika dink dat hierdie tipe goed nooit sal gebeur nie. Dit sal nie plaasvind nie. En tog sien ons 'n groeiende beweging binne in Lesotho en in die Vrystaat wat beroepe doen dat die grond moet terugbesorg word aan Lesotho. Dit in sigself hou 'n bedreiging in vir mense dwars deur die Vrystaat en die res van Suid-Afrika. Want as hulle eers 'n grondeis daarin sit, dan voorsien ek dat die Zulu Kingdom ook sal wegbreek en verskeie ander self aangestelde konings en koningsgebiede dan ook sal wegbeweeg van 'n Suid-Afrika af. En waar laat dit vir jou en vir my as ons nie voorbereid is op dit wat kan kom nie? Ons moet bewus wees van die dreigemente, van die gevare, van dit wat ons sal moet doen as ons 'n toekoms vir ons kinders en kleinkinders wil skep. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en dink baie mooi op wat ek gesê het en stuur hierdie video aan dat mense dit kan sien dat hierdie is nie speletjies nie. Ek sit hier met 'n massa navorsingswerk wat ek nie eens nou gewys het nie. Maar hoeveel keer moet 'n mens oor die Lesotho grondeis as 'n bedreiging praat voordat mense gaan aandag gee daaraan? Want dit is inderdaad 'n realiteit wat op die tafel tans is. Mooi loop, lekker dag.